Goeiemôre, goeienaand, hierdie is Straatwys en my naam is Dion Loos. Nou daar is iets vreemd aan die wêreld waarin ons leef, want ons leef in 'n tyd waar mense maklik glo dat tegnologie die wêreld verander, dat geld die wêreld beheer en mag mense beïnvloed. Maar ons vergeet dikwels van een van die grootste skepende kragte wat elke mens elke dag gebruik en wat eintlik die lewe daar buitekant skep en maak. En dit is woorde. Dink net vir 'n oomblik daaraan, want volgens studies praat die gemiddelde mens omtrent 16.000 woorde per dag. En dan hoor jy nog duisende woorde van ander mense, jy lees boodskappe, sosiale media, nuus en kommentaar. Ons is letterlik elke dag besig om 'n wêreld te bou met woorde. Party mense bou lig en ander bou donkerte. Party mense bou hoop en ander bou vrees. En dis interessant dat die Bybel nie begin met aksie nie. Die Bybel begin met woorde. Genesis sê, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God begin skepping met spraak en met woorde, met klank en met bedoeling. En nou dink 'n mens baie maklik, ja, maar dis maar net 'n mooi Bybelstorie. Maar as jy mooi kyk na die lewe, sien jy dieselfde patroon oral. 'n Onderwyser sien iets in 'n kind raak en hy spreek hoop oor daardie kind uit en daardie kind begin glo hy kan iets word wat hy self nie eers gedink het hy kan nie. 'n Ouer sê dalk vir 'n kind hy is dom of nutteloos of stupid en daardie woorde bly vir 30, 40 jaar soos graffiti teen die mure van sy binneste. 'n Man hoor lank genoeg dat sy vrou sê hy is nie goed genoeg nie, dat hy nooit gaan regkom nie, dat hy nie aan die vereistes voldoen nie en later leef hy daardie storie uit. 'n Vrou hoor lank genoeg dat sy mooi en geliefd en waardevol is en skielik begin sy anders loop, anders dink, anders leef. Woorde is nooit net woorde nie. Woorde is saad. Dis hoekom Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Nie dalk nie, nie soms nie, werklikheid. Dood en lewe. En as jy mooi kyk, sien jy hoe mense elke dag onbewuslik, sonder dat hulle dit weet, hulle eie wêrelde skep. Jy staan voor die spieël en sê, ag, kyk net al hierdie plooie, ek gaan nooit regkom nie, ek is te oud, niemand gee om vir my nie, ek is altyd 'n mislukking. En dan wonder jy, hoekom jou dag so uitwerk, want jy begin dit so. Dan wonder ons hoekom ons energie swaar raak en hoekom die lewe soos donkerte vir ons voel. Want baie keer leef ons in huise wat ons self met ons eie woorde gebou het, sonder dat ons dit altyd besef. Dit is daardie bekende eksperiment van Dr. Emoto, waar hy 3 houers rys gebruik het. En die een houer het woorde van liefde en dankbaarheid ontvang, en die ander een negatiewe woorde van haat en afbreek. En die derde ene niks. En met tyd het die negatiewe houer vinniger verval, begin mif en verrot as die ander. Nou ja, mense redeneer oor die wetenskap daarvan, maar die groter waarheid verstaan ons almal klaar diep binne in onsself. Woorde beïnvloed atmosfeer, dit beïnvloed mense, dit beïnvloed hoe jy voel wanneer jy in 'n vertrek instap, dit beïnvloed jou liggaam, jou emosies en jou gees en jou toekoms. Jy sien, moderne sielkunde praat vandag van self-talk en die oosterse wysheid praat van vibrasie en energie. Moderne spiritualiteit praat van the law of attraction, maar dalk maak ons dit soms te ingewikkeld. Miskien gaan dit eenvoudig oor skepingswoorde. Miskien gaan dit oor wat jy elke dag oor jouself uitspreek. Miskien gaan dit wat jy oor jou huwelik en jou huweliksmaat sê, oor jou kinders, oor jou liggaam, oor jou toekoms, oor die land waarin ons lewe, oor die lewe in die algemeen. Want die waarheid is, wat konstant uit jou mond vloei, begin later jou werklikheid word. Al verstaan ons dit nie, dis hoe dit werk. En ja, dit beteken nie jy ontken pyn of probleme nie. Geloof is nie om voor te gee alles is perfek nie. Selfs Jesus het gehuil en Dawid het geworstel, Elia het depressief geraak. Maar die Bybel wys telkens vir ons dat daar 'n verskil is tussen eerlike pyn en permanente negatiewe skepping. Party mense praat so lank donker oor hulle self dat hulle later nie eers meer die lig kan herken of daarna soek nie. En dalk moet jy vandag weer hoor, jy dra iets van God se skepingskrag binne in jou woorde. Jy het die vermoë om lig te spreek waar daar donkerte is. Jy het die vermoë om lewe te spreek waar daar doodsheid is. Jy het die vermoë om hoop te spreek waar iemand vandag dalk wil opgee. Want baie mense rondom jou glimlag vandag, maar binne in hulle is daar 'n oorlog wat jy nie raak sien nie. En jy dink dalk, jy het nie geld of oplossings om hulle te help nie. Maar soms verander een sinnetjie iemand se hele lewe.
Daar waar jy sê, nee man, ek glo in jou, of sterkte, of jy gaan hierdeur kom, of you've got this, of jy's waardevol vir my, ek sien jou raak, God het jou nie vergeet nie. Jy weet nooit hoe naby iemand aan moed opgee is nie. Kolossense 4 vers 6 sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Met ander woorde, laat jou woorde lewe gee, laat dit genesing bring, laat dit wysheid bring, laat dit vrede bring. Want ons wêreld is reeds vol mense wat afbreek, vol kommentaar en oordeel, sarkasme, vernietigende woorde. Miskien is jou roeping vandag eenvoudig om ligter te praat, sagter te praat, wyser te praat, meer bewustelik te wees van wat jy sê, vir wie en hoe. Want elke woord wat uit jou mond uitkom, bou iets. Die vraag is net, bou dit lewe of bou dit donkerte en dood? So vandag wil ek jou uitdaag en sê, gaan wees lig met jou woorde, praat lewe oor jouself, praat hoop oor ander, oor jou huweliksmaat en oor jou kinders, praat moontlikhede oor môre, spreek dit uit. En wanneer jy in iemand se donkerte instap, wees jy die een wat sê, laat daar lig wees. En mag daar lig wees in jou huis, lig in jou gedagtes, lig in jou verhoudings, lig in jou toekoms. So ek seën jou vandag met mooi woorde, nuwe hoop en nuwe lewe. En mag jy 'n wonderlike dag hê en tot ons weer saam stap, mooi loop.